waagmoedige geloof. Dis 'n mondvol, en ons pas dit nie toe nie. Almal van ons sê ons het geloof. Die Bybel sê hy gee vir ons 'n mate van geloof. Daai klein mosterdsaad wat in jou hart geplant word, moet jy voed. Jy moet hom laat groot word. En dan moet jy uittreë met daai waagmoedigheid om te gaan doen en te groei wat die Here wil hê. Waagmoedige geloof is om gelowiges van gemak. Dis lekker om agteroor te sit en rustig te wees, maar jy moet na volwassenheid beweeg en verseker dat ons lewens in toewyding, in oormaat, in plaas van middelmatigheid weerspieël. Ons wil almal in oormaat hê. Ek by die Jabes gebed. Here, seën my in oorvloed. Nie net finansies nie, geestelik. Vergroot my grondgebied. Ek wil nie net in 'n vierkantige plekkie sit nie. Dis nie net jou huis nie. Dis geestelik ook jou geloof wat jy kan toepas en sê ek droom drome, groot drome. Ons het 'n visie. En soos wat ons kyk na wat besig is om te gebeur van Orania af na Kaimus toe, vergroot God ons grondgebied. Dis om 'n manier te sien om dinge vanuit God se oogpunt te sien. Waagmoedige geloof is 'n dapper, aksiegerigte vertroue in God wat vereis dat jy uit jou gemaksone uit beweeg, risiko's neem, vrese in die gesig staan en die onbekende omarm. Toe ons Kaimus toe gekom het, ons het geweet wat wag vir ons nie. Ons het 'n droom gehad. Ek het gesê al in Oranje, ek gaan hiernatoe kom om nog 'n versorgingshuis oop te maak. Ek het dit gespreek en ek het uitgetree en ons het gaan soek. Ek het my deel gebring en ek het vir die Here gesê en ons het die huis gekry. Ons het mense gekry. Ons gaan vooruit omdat ek in geloof na my Vader toe gaan. Ek waag baie. Kyk, pastoor weet ook, ek hou van 'n uitdaging. Ek hou daarvan om te sê met deursettingsvermoë byt ek vas, hou ek vas aan ons God en sy beloftes, want die Bybel is vol beloftes. Kom ons kyk wat sê. Hê geloof in God. As jy geloof in God het en nie twyfel nie, daai twyfel sit agter. As jy sê geloof, dan wonder jy klaar, gaan dit gebeur? Kan ek dit doen? Is ek reg om dit te doen? Sit ek in my gemaksone, is ek nie lus om dit te doen nie? Baie keer gebeur dit. Ek sê lus nie nou nie, bietjie later, miskien. Ek dink ek is reg daarvoor nie. Hoeveel keer van ons mense sê, ons is nie gebou daarvoor nie. Ek is nie so gemaak nie. Ek is 'n introvert. Hoor wat sê die Bybel. Hoor wat sê Jesus. Ek het toe ek hierdie boodskap lees, het ek 'n traan gestop en ek is nie skaam om dit te sê nie. Markus 11 vers 22 tot 24. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Ons het ons geloof, ek nie julle nie, maar die mense daar buite, het ons vrees en ons geloof in God verloor. Die wêreld het so oorgeneem, laat ons nie meer glo wat die Bybel sê nie. Julle moet geloof in God hê, want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op
en werp jou in die see, en in sy hart nie twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur. Luister mooi hierna. Hy sal verkry net wat hy sê. Dis 'n belofte. Jy geloof in God, en jy sal verkry net wat jy bid. Daarom sê ek vir julle, dis Jesus vers 24, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Wat 'n groter belofte is daar. Dis maklik om te sê, ja, ek het geloof, maar ons sit met probleme, ons sit met vrese, daar's 'n uitdaging, daai mense daar agter, laat jy hulle wag om te hoor, hulle gaan in geloof na die Here toe, want hulle wil beter gaan doen. Dis geloof, dis vasbyt, dis deursettingsvermoë, om te sê, ek staan op, maak nie saak wat die dag vir ons inhou nie, ons gaan saam met die Here, gaan ons dit oorwin. Is dit nie so nie? Ja. Voor God nog wonderwerke, is daar nog wonderwerke vandag? Vir my het 'n wonderwerk plaasgevind van die Here, wat ons gevra het, die Here vir my gegee, vir my is dit 'n wonderwerk. As ons bid vir mense en hulle word gesond, dis 'n wonderwerk. As ek bid vir mense en ek bid vir mense om werk te kry wat goed betalend is, en hulle kry dit, dis 'n wonderwerk. Pastoor sê eendag, al 'n paar keer wat hy gesê, die kerke is leeg, want daar's nie meer wonderwerke nie. Dit het vir my die antwoord gegee, hoekom die kerke leeg is, en hoekom daar nie wonderwerke is nie. Daar word nie in kerke gebid vir wonderwerke nie, want die mense se geloof is nie meer daar om wonderwerke te laat plaasvind nie. Ja. En as ek verkeerd is, daag ek iemand uit om dit vir my verkeerd te bewys. In watter kerk waar ons ingaan, is daar wonderwerke. Waar daar onmiddellike genesings is. Wat mense opstaan uit 'n reistoel en hulle loop. Mense wat sonder werk inloop en wanneer hulle uitloop, dan het hulle 'n werk. Mense wat verhoudingsprobleme het, wat hulle probleme na die Here toe vat, vanoggend en saam bid en saam hande vat. Those who pray together stay together. Hoeveel man en vrou bid saam? Daar is maar bitter min. Wat saam op hulle knieë gaan en sê, Here, ek kom in geloof na U toe met al my probleme, al my vrese, al my twyfel, alles. Doen ons dit. Waagmoedige geloof om dit te doen vandag en môre en die dag daarna. In elke een van ons lewe is daar 'n berg wat geskuif moet word. Gaan ons in geloof na Jesus toe om dit te doen. Ja, ek het baie om te sê, maar kom ons los dit daar. Matteus 13 vers 58 sê, en Jesus was in Nasaret. Dit sluit aan by my punt met wonderwerke. Hy was in Nasaret en hulle het hom verag daar. En nou sê die skrif in Matteus 13:58, en hy, Jesus, het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen het. Niks, bitter min. Want hoekom? Hulle het hom nie aanvaar as hulle verlosser en saligmaker nie. Daar's baie van ons weet van Jesus. Almal weet van Jesus. Maar wat is die geloof in Jesus Christus? Jy kan geloof hê, maar hoe groot is jy? Het jy soveel geloof wat jy kan sê, ek neem daai stapie vorentoe en ek los alles in sy hande om jou probleme uit te sorteer. Wat geloof aan jou drome doen?
Eer aan God, wat deur sy magtige krag, sy werk in ons in staat stel om veel meer te doen as wat ons ooit sou waag om te vra of selfs van te droom. Almal van ons het drome. Daai jong man wil goeders gaan toe hy klein was. Ons was mal oor Transformers. Kyk, ek sal vir ek het my dood gegiggel toe ons vir Bumblebee gekyk het. En hoe hulle te kere gegaan het, dit was nogal bietjie cute. En hy wou vir sy ouma, hy het gesê, sy groot is, gaan hy vir sy ouma 'n Transformer bou. Ja, hy is hoogs intelligent, en weet nie wat gaan hy nou bou. Maar ja, maar droom, ek het gedroom, ek het by Karloos se ouerhuis gewerk en ek het gedroom, ek het my eie versorgingshuis. En ek het hom gaan oopmaak. Ek het nie oortrokke rekening by die bank gehad nie. Ek het my eie gevat en my bietjie verlof gehad en ek het huis nie oopgemaak. Geloof in God, want ek het na hom toe gegaan en gesê, Here, maak die deur oop. En wat hy 'n deur oopmaak, sal geen mens toemaak nie. Droom groot. Nou het ek nog ene. En nou is daar 'n ander vrou wat my wil kom sien, of ons gaan mekaar sien. Ons maak dat nog ene. Maar dis wat ons moet doen. Dis net bemoediging, aanmoediging om groot te droom, want dis die droom wat jy het in jou hart, wat jy na die Here toe moet vat. En vir hom sê, laat sy wil geskied oor daai droom, want daai droom het hy in jou hart gesit. En vra vir hom om dit werklikheid te maak, want God is die God wat berge verskuif. Hy sal elke blokkade in jou lewe verwyder, sodat jy jou droom kan bereik, wanneer jy in geloof na hom toe gaan. Gee aan hom al die lof en eer. Hy is die almagtige God, die God wat ons kan gaan met ons daring faith. Ek hou van daai Engelse woord. To dare yourself to go to him. Droom groot. Want Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom, dis ons God en Vader, wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Dis 'n belofte. Ver bo wat ons verstand kan nie eers bepaal van dit wat ons kan doen nie. Toe ek hierdie goeders doen, toe dink ek, ons pastoor Piet het eendag in 'n mens onthou toe sê hy, dink net as ons in die hemel kom, en die Vader gaan na die skatkamer toe, daar is 'n skatkamer daaroor, en hy maak die deur oop, met Carol se naam, en Carol loop in, en sy sien al die drome, wat sy gehad het, al God se seëninge in haar lewe, wat sy nie gekry het nie, want sy het nie groot genoeg gedroom nie, en sy het nie lang genoeg en groot genoeg in God geglo nie, sonder twyfel. Dink net hoe seer gaan jou hart wees, want dit wat ons wil droom, dit wat ons graag wil vermag op hierdie aarde, het ons nie genoeg geloof om na die Vader toe te gaan en sê, Here, hier is ek, maak dit waar nie. Ons moet groot droom. Alle eer aan God, wat deur sy magtige krag wat in ons werk, in staat is om veel meer te doen as wat ons ooit sou waag om te vra of selfs van te droom. Ons gebedes, begeertes, gedagtes, hoop. Dis 'n, jy weet, in die ou tyd het hulle mos vir jou, die mense wat so ryk is, dan gee hulle vir jou 'n cheque, toe daar nog chequeboeke was. Dan teken hulle daai cheque, en jy kan daar die bedragie daar inskryf. Nou vandag, hierdie Bybel, wat ons lees,
gee vandag vir julle almal, vir ons almal, 'n check wat God die Vader geonderteken het. Ons moet ons drome en ons begeertes daarin en ons geloof, daai waagmoedige geloof, daar gaan opskryf. En dan moet ons dit vir hom gaan gee. En vir hom sê, hier is my check, Here, dis wat ek doen. En ek kom na u toe, in u tyd, met al my geloof, al my vertroue in u. Gaan ons dit kan doen. Geloof kweek deursettingsvermoë, alhoewel het dit resilience. Ek het vertaal gesê, dit is veerkragtigheid. Jy moet kan op terug. As jy val, of as jy ruzie het met jou husband, of daar's moeilikheid met jou bankbalans, of jy kry 'n siekte wat nie daar moet wees nie, dan moet jy met geloof na God toe gaan en vir hom vra, Here, help my. 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9 sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Ons is nog nie in 'n stadium van waar ons vervolg word nie. Ek dink dit is 'n ander storie. Om te sê, omdat jy 'n kind van die Here is, wat gaan jy doen? Gaan jy wegkry? Ons kyk vanoggend daai video oor Johannes, wat Openbaring geskryf het. Hulle het hom in 'n pot olie gegooi. Maar die Here is in beheer van elkeen van ons lewens. Hy het geweet wat Johannes moes gaan doen het, want hy het die boek van Openbaring geskryf. Hy het gaan sit en hy het groot gedroom, en die Here het vir hom daai drome gegee, en hy kom skryf wat hy moes. Deursettingsvermoë, nie vernietig nie. Ja, sê vir jouself, baie keer, dan stuur die Here ons, om 'n werk te doen. Dis soos ek net nou gesê het, dan sê jy, ek is nie slim genoeg nie. In die ou tyd was daar nie een van die disippels wat universiteit toe gegaan het nie. Ons het vir 5 jaar gestudeer en dit was baie ure en baie sit en baie of die frustrasies, want jy moet soek en jy moet alles antwoord en jy moet gaan soek na die antwoorde. Jy kan nie net soos in 'n handboek gaan voetjies neerskryf en jy stuur dit weg nie. Dit is bladsye vol werk wat gestuur is. Hulle het dit nie gehad nie. Hulle het 'n Heilige Gees gehad wat hulle gelei het om die werk te gaan doen. Paulus, wie het hom geleer? Nie die Heilige Gees. Petrus en die disippels was vir 3 jaar saam met Jesus en hy het vir hulle gesê, gaan, die Heilige Gees sal vir julle alles leer wat julle moet sê. Dis sy woorde. Wat keer ons om dit te doen? Die Here sê, wanneer jy moedeloos raak, hou aan. Wanneer, Here, is dit my beurt? Wanneer, Here, ek raak nou moedeloos, of ek wil opgee, my probleem gaan nie weg nie. Maar ons moet ook oppas, dat wanneer ons 'n probleem het, dat ons nie daai probleem ignoreer nie. Baie keer kan het ons 'n probleem, en dan sit ons net so 'n bietjie eenkant neer. Nie nou nie, Here. Jy het dalk iets wat jy moet betaal, en jy kan dit nie nou betaal nie. Of iemand het 'n probleem, en jy kan dit nie nou, jy is nie nou lus om met daai probleem te sukkel nie. En jy los dit net so bietjie. En jy hoop, dit gaan dalk weg. En eintlik gaan dit nie weg nie, dit word erger. Baie goed. Alles in hierdie lewe kan jy nie los nie. Jy kan nie verskoning daarvoor soek nie. Daar's goedes wat jy moet het on face. Jy moet dit in die oë kyk en jy moet 'n oplossing soek daarvoor saam met die Here.
As ek dink aan die vergelyking toe Jesus die 5000 mense gevoer het. Die disippels was saam. Hy het vir sy disippels gesê, julle is moeg, kom ons gaan na 'n eensame plek dat julle kan rus. Toe klim hulle 'n bootjie en hulle vaar weg. Maar die mense het hulle gesien en hulle gevolg. Toe Jesus hulle geleer, 5000 mense is baie. Toe dit laat word, toe sê die disippels, hier's nou 'n probleem, hierdie mense gaan honger wees, want dit is nou die hele dag se storie. Ons is nie lus vir hulle nie, ons het hulle nie uitgenooi nie, vir ete nie. Hulle het opgedaag, hulle moet nou maar gaan en hulle gaan kos soek. Daar's definitief nie 'n spade of 'n foedzone of 'n om elke en draai gewees daarso. Maar hulle staan langs Jesus, wat klippe en brode kan verander. Hy het daai visse en hy brode vermeerder, maar vir hulle was daai probleem so groot om na daai massa mense te kyk, wat gevoer moet word, en hulle het elke verskoning gehad. Hulle is te veel, dis te laat, en hoe gaan hulle dit doen? Waar kom die geld vandaan? Waar is daar die sparreskat toe? Maar Jesus, hulle het die probleem, het hulle probeer wegpraat. En ons doen dit baie keer in ons eie lewe. In plaas van om dit vir Jesus te gee, wat die probleem uitgesorteer het. Want hy het vir al die mense gevoer. Dis die eerste keer wat ek eintlik na daai storie kyk. En ek het vereenselwig dit met myself. Want ook as ek 'n probleem het, partykeer los ek dit, soos my belasting. Of met, maak nie saak wat dit is nie. Ander dag. Goeders wat moet betaal word. Ander dag. Dit gaan nie weg nie, dit bly daar. Maar Jesus, langs hulle, langs ons, langs my, langs jou, is daar. Here, help my. Help my. Help my. En hy doen, as ons in geloof na hom toe gaan. Groei, saai en gaan in geloof. God wil hê ons moet in geloof groei. As ons vasstaan in hom. Kolossense 2 vers 6 en 7 sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Die belofte van ons geloof in hom en hy in ons. Dis 'n belofte. Die stelsel van saai en maai. Wat jy saai, gaan jy maai. As jy negatief saai en moeilikheid saai, gaan jy dit regtig waar eenvoudig terugkry. As jy met geduld en liefde saai, gaan jy dit ook eenvoudig terugkry. Dis die wet van saai en maai. Maak nie saak in watter omstandighede ons is nie. As iemand 'n drukkie nodig het, gee hom daai drukkie. As iemand bemoediging nodig het, gee dit vir hom. Maar as jy met kritiek elke dag na iemand kyk, en ek kry dit ook, baie keer dan dink ek net, jy doen dit nie soos ek wil hê nie. Dan moet ek daar gees van kritiek, ja. Almal is nie die, ja, pastoor, hy kyk vir my. Ons maak almal foute. Almal kan nie soos almal wees nie. So ek jaag daai gees van kritiek, ek nie sit by my, want ek wil dinge my way, veral by die werk. Maar ons kan nie. En die manne, ek daai man, hy lyk bietjie kwaai. Jy kan nie altyd sê, jy moet nou daai ding doen. Baie keer dan sê jy moet so maak. Ek vertel vir pastoor, hy is in sy bosmout. Ons moet met liefde en geduld
toegeneentheid na mekaar met liefde kyk en so hanteer. Want met liefde verrig ons baie meer. As iemand vir my liefde gee en 'n drukkie, kan ek jou een ding vertel, gaan ek baie meer vir iemand doen as wat hy vir my sê, hey jy moet nou so maak. Dis maar nie hoe dit is. Sy en my. Dan moet ons in geloof gaan. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, luister, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dis 'n mooi skrif. Sonder geloof, dis daai twyfel. Die oomblik wat jy 'n ding wil doen en jy twyfel, maar nou gaan bid jy, maar jy twyfel. Dan gaan jy sonder geloof na die Here toe. Hy gaan dit nie vir jou gee nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jesus het klomp mense wat blind was in, wag ek moet net kyk, Matteus 9, ek het net Matteus 9:29 het ek neergesit. Hy was blindes wat, hy het na hulle toe gegaan en vir hulle gevra, wil julle genees word? Dis vir hulle ja. En hy het hulle oë aangeraak. Ekskuusie. Hoor wat sê hy vir hulle? Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Ons moet geloof hê in alles wat ons vra. Ek is amper klaar. Ons moet versigtig wees, laat ons nie sê ons het geloof, en dan sit ons dit langs ons neer, en ons hou dit nie vas nie. Ons moet dit lewendig maak in ons lewe. Ons moet vir die Here vra, geef ons krag. Jesaja 40:29 sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Baie keer is ons moedeloos. Ek was al moedeloos. Mense, ek het al die moeilike tyd in my lewe gegaan. Dan was ek ook moedeloos. Ek het ook nie geweet wat om te doen. Met my werk as ek 12 ure werk en ek moet daar hardloop 10.500, 10.800 trappies in daai huis is niks. Dan vra ek ook vir die Here, hy moet vir my krag gee. Regtig waar, my voete. Mense, as ek in hy kar klim, dan sluk ek klein stukkie vir stukkie in, want dan is die krag op my klaar. Maar solank ek my werk doen, is ek so wakker soos nog iets. Maar as ek gaan rus, dan kom dit. Ek vra die Here vir krag. Hy gee ons krag. Baie keer raak ons moedeloos want ons sukkel miskien met finansies, of 'n probleem, of 'n verhouding, siekte, en dan sê ons net, ons is nou moeg gesukkel. Ek is nou moeg gewag. Die Vader sê, hou aan. Dit sê hierso, ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Ons moet daaraan vashou. Die voordeel van geloof, dis die beste belofte wat ons het. Daai waagmoedige geloof. Die belofte is, Jesus Christus het aarde toe gekom vir ons. Hy het gesterf vir ons sonde. Hy het opgestaan. Elke belofte in die Bybel oor Jesus het hy bewaarheid. Ek het nou die dag gelees, dat is meer as 300 beloftes. En hy het hulle almal vervul. Nou as Jesus al daai beloftes vervul het, en ons het 'n Bybel vol beloftes, wat keer ons om in geloof na hom toe te gaan, en te weet dat hy daai beloftes gaan vervul in ons lewe, elke een van ons lewens.
Waagmoedige geloof is die soort geloof wat sê, ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie, maar ek gee die tree in elk geval. Ek gaan daarop en ek vertrou God om my te help, om sterk en met oorwinning te eindig. Baie keer is daar ook mense in jou lewe wat nie regtig daar hoor nie. Ek moet vir julle een ding vertel. Ek het mense gehad in my lewe wat verskriklik negatief was. En as hulle mond oopmaak, het hulle gekla. Vanoggend, daar by Kobus hulle reis, is ook 'n tannie wat nie kla. Sy kan nie kla. As sy oop maar mond oopmaak, sy is siek en sy is moeg en sy kan nie dit nie en sy kan nie dat nie. Hou op kla. As daai mense nie kan positief raak nie, sny hulle uit jou lewe uit. Sny hulle uit jou lewe uit. Jy kan nie positief bly. Jy kan nie groot droom. Jy kan nie in geloof groei as jy jouself omsingel met mense wat permanent negatief is. Hulle trek jou af. Hulle vat jou hele visie, jou geloof, jou hoop in die Here, maak hulle dood. Snoei na mense. Jy moet lief wees vir mense, maar dit is nie te sê jy moet elke dag na die mense luister nie. Paulus en Petrus het ook gesê, as jy nie vrede het, as jy na huis toe gaan en daar is nie vrede nie, skud die voete af en vat jou vrede terug. Regtig waar. As jy wil groot droom, Johannes 15 vers 2 sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Ons moet in Jesus vrug dra. Maar as ander mense in jou lewe is, wat stop dat jy vrug dra, Jesus gaan. Hy haal uit wat nie in hom vrug dra nie. Elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Snoei is noodsaaklik vir relevantie en aanpak. Verandering is noodsaaklik, dit moet gebeur, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. Ek het negatieve mense in my lewe gehad. Here, as jy vir my wil depressief hê, gee nou vir my een wat klaar, heel dag, aldag, elke dag. Om sleutel tot wonderwerke. Ek sluit af hiermee. Neem dapper inisiatief. Rek jou verbeelding. Staar die vrees in die gesig. Verwag God se beste en bou aan 'n geloof wat hou. Ons moet bou aan ons geloof wat hou. Amen. Halleluja. Die laaste dingetjie wat ek wil sê is, onthou om geloof in God te hê. Glo in God, al die tyd. Dankie, pastoor. Amen.